Hartlik goeiemôre, mag die Here die baie ryklik seën en sy wonderlike doel in die hart en lewe ook so bereik. Nou, liewe vriende, u mag na hierdie foto kyk in die een van twee groepe vanoggend. Die een groep sê, ek wens ek kan so in die natuur so oor die klippe gaan klim en klouter en gaan loop. Ek sal graag in daardie mense se skoene wil wees. Iemand anders sê, nee, ek wil nie so gaan klim en klouter nie, ek het genoeg geloop al. Ek wil nie so daar gaan loop nie. So sien ons in die Bybel ook, was daar ook 'n geleentheid wat twee manne geloop het en die een het begeer om in die ander ene se skoene te vul. Dis natuurlik die verhaal van Elia en Elisa. Ons lees daarvan in 2 Konings 2 vers 1. En toe die Here Elia in die storm na die hemel sou opneem, het Elia met Elisa uit Gilgal uitgegaan. Nou is 'n wonderlike saak, liewe vriende, dat daar so 'n merkbare optrede onder die kinders van die Here was. Dit was toch 'n tyd wat die goddelose koning Agab regeer het. En hier was toch 2 manne wat die Here met hulle hele hart en wese gedien het ook. En toe die een sou weggaan, liewe vriende, was daar 'n duidelike behoefte sekerlik in die hart, dat die werk van die Here moet voortgaan. Ja, die Here het tevore vir Elisa ook geroep, en hy was gehoorsaam gewees om aan te gaan, maar jy weet so dikwels in van ons gemeentes, dan sterf daar dalk iemand, miskien 'n bidder, sterf, en dan is die vraag altyd, wie gaan daai bidder se skoene nou vol staan? 'n sielewenner, en die vraag is, wie gaan nou daai sielewenner se skoene nou vol staan? Iemand wat altyd getrou was by die kerk, en die vraag is, wie gaan daai een se skoene nou vol staan? En mag die Here gee dat daar baie Elisa sal wees wat sal opstaan, in hierdie tyd ook wat so nodig is, dat die werk van die Here so ook sal kan voortgaan dan. Wat is dit wat Elisa dan ook gedoen het, liewe vriende? Wel, die eerste ding wat Elisa gedoen het, is hy het nie vir Elia gelos nie. Ons lees daar in 2 Konings 2 vers 2, en Elia het vir Elisa gesê, bly toch hier, want die Here stuur my na Bethel, maar Elisa het gesê, so waar as die Here leef en die siel leef, ek sal u nie verlaat nie, en hulle het na Bethel afgegaan. Liewe vriende, hy het net dood eenvoudig geweier om Elia te los. Hy het hom nooit buite sy sig gelaat nie. Hy wou daar wees en hy het hom sekerlik in gevolg orals waar hy gegaan het. En Elia het nog na verskillende plekke toe gegaan en hy sê altyd vir Elisa gesê, maar hy het net dood eenvoudig nie weggegaan nie. Is dit nie wonderlik dat Elisa hierdie woorde sê, so waar as die Here leef en die siel leef, ek sal u nie verlaat nie. Ag, liewe vriende, kinders van die Here, glo u met die hele hart die Here leef? Natuurlik glo u dat die Here leef. En weet u, wil u nie net sê, Here, ek sal u nie verlaat nie. Ag, dat ons opnuut sal sê, soos vers wat ons kan, dat ons by die dienste nie, in die bidure, en die bidgeleenthede waar ons die Here kom soek en op die Here kom wag, dat ons die Here nie sal verlaat nie, dat ons naby aan die Here sal bly, al gebeur daar wat, ons volg, ons bly die Here dien, want die Here leef. En dis die wonderlike saak wat ons sekerlik moet besef. Gisteroggend het ons gesien, die koning het skoon vergeet die Here leef, maar hier het 'n man opgestaan, Elisa, en hy het gesê, die Here leef. En liewe vriende, en daarom het hy dit deur en deur die moeite werd geag om God te gaan soek, om met die Here se seën oor sy lewe te wil hê ook. En hoe nodig was dit nie. En mag die Here ook vir die daarin ook so help dan. Liewe vriende, en dan is daar sekerlik dat hy is beloon vir sy volharding wat hy gedoen het. Daar in 2 Konings 2 vers 9 staan, en nadat hulle deur was, sê Elia vir Elisa, begeer wat ek vir jou moet doen, voordat ek van jou af weggeneem word. Is hier nie 'n wonderlike saak, liewe vriende, dat hy beloon is vir hierdie volharding? Jy kan begeer wat jy wil hê. Kind van die Here, u is dan die een vanoggend wat nou al met baie volharding, getrou in die voetstappe van die Here Jesus volg ook. En dit mag dalk wees dat dit deur daardie volharding was in moeilike omstandighede. Dit was dalk deur 'n siekbed, dit was deur moeilike werksomstandighede. Dit was dalk by stryd wat daar in die gesin, in die familie is dan ook. Dit mag dalk wees dat u op 'n plek gekom het dat u dalk wou afgebreek geword het deur jou sielevyand, maar u het volhard. U is dalk deur felle versoekings en aanslag van die sielevyand, maar u het volhard om die Here te bly dien. En die wonderlike saak net hierso is, begeer wat ek vir jou moet doen.
Ja, die wonderlike saak, wat wil jy hê, moet ek vir jou doen vanoggend? Wat is dit? Wat u vir die Here sou sê, wat hy vanoggend vir u moet kom doen dan ook? Wat het u so baie nodig, dat u volhardend die Here bly soek het, en naby aan die Here gebly het? Maar die wat op die Here wag, kry nuwe krag. En nou kom die Here en hy wil u sekerlik kom beloon ook. Wat is dit wat u van die Here sou vra? Wel, wat sou u vra? Elisa het gevra, laat dan tog 'n dubbele deel van u gees op my kom. En die wonderlike voorreg, dit het oor sy lewe gekom. Die Here het dit vir hom kom gee. Hy het gesê, ek verlang geestelike krag. Is dit nie 'n groot saak en 'n tekort in ons dag, dat ons 'n behoefte het aan geestelike krag, en dat die Here vir ons krag moet gee in ons geestelike lewe? Mag die Here opnuut man en vroue opwek, wat die Here so gaan soek en sê, Here, ons het geestelike krag nodig, sodat ons in hierdie wêreld kan leef en getuig, al is dit hoe goddeloos. Ek wil weer dit sê, Elisa het ook geleef in die tyd van Agab, 'n goddelose koning. En dan die laaste net, wat is die bewys dat hy gekry het waarvoor hy gevra het? Wel, 2 Konings 2 vers 14 sê, en hy neem die mantel van Elia wat van hom afgeval het en slaan op die water en sê, waar is die Here, die God van Elia? Ja, hy. En toe hy op die water slaan, is dit weerskant toe verdeel en Elisa het deurgegaan. Hy het die duidelike bewys gesien, God het vir hom bevestig in sy werke, God is met hom. En mag die Here dit ook so vir u vandag bevestig, dat hy daardie krag aan u gee. Kom ons bid. Ons dierbare Here, dankie vir die liefde en die goedheid, dankie dat ons op u kan vertrou en op u kan steun ook. Amen.